Ons maak die Bybels oop by Efesiërs hoofstuk 6. Efesiërs hoofstuk 6. Die brief van die Efesiërs kom oor asof dit 'n omsendbrief is. Weens die algemene karakter van die verwoording in die brief, gee dit vir die gelowiges 'n aanduiding dat dit vir meer as net een gemeente bedoel was. Nie net vir die gemeente in Efese nie, maar wel wyeer. Vandag het die kerk hierdie skat wat in Efesiërs opgeteken is, die hele boek van groot waarde. Die gedeelte vanaf hoofstuk 5 is 'n baie praktiese gedeelte rondom elke faset van die gemeente. Elke groep van die gemeente word hanteer. Jy sal sien, dit gaan oor die huwelik. Baie bekende teks wat baie keer by huwelike gelees word ook daar gebruik. En dan begin ons saam lees by Efesiërs 6, eerste vers. Kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder. Dit is die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. En vaders, moenie julle kinders vertore nie, maar voed hulle op in die tug en vermaaning van die Here. Ek herhaal vers 1. Ons gaan by die hele 4 verse stil staan. Ek herhaal vers 1. Kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, wie kry dit reg om gehoorsaam te wees? Vir wie is dit maklik? Jy sal dalk antwoord, dis maklik as die regte persoon vra, of die regte persoon die opdrag gee. Waar's die tieners onder ons? Is daar 'n regte persoon wat die opdrag mag gee? Dit lyk asof daar 'n fase in 'n mens se lewe kom wat luister 'n baie moeilike instruksie is. Maar verbeel jy 'n wêreld van gehoorsaamheid kom maklik? Waar sal ons wees as gehoorsaamheid maklik gekom het? Die volgende vraag wat ons moet antwoord is, hoe leer ons? Hoe leer ons? Wanneer gehoorsaamheid moeilik is onderrig ook moeilik. En as onderrig nie plaasvind nie, mis ons dinge in die lewe. Wanneer die apostel skrywe onder inspirasie van die Heilige Gees, is hy besig met die kerk van Jesus Christus, die kinders van die Here. Wanneer hy reeds in hoofstuk 5 praat oor die vroue wat aan hulle mans onderdanig moet wees, mans wat hulle vroue moet lief hê, dan begin hy by die punt waar dit vir almal begin. Waar bly jy? Wat is jou adres? Is dit jou huis? Is dit die plek waar jy asemhaal? Hoe het daardie huis vir jou 'n tuiste geword? Baie mans trou nadat hulle vir 'n tyd lank alleen was en die huis het verander, want die vrou het dit verander. Sy het sy blyplek in 'n huis verander. Die Engels het 'n beter term, want dit het meer as net 'n blyplek geword.
dit het 'n tuiste geword. 'n Plek waar jy werklik kan leef en rus. Dis die ideaal van 'n huis. En dis wat man en vrou begin. Skrif is helder, man sal sy huis verlaat, sy huis, sy ouer huis verlaat. Die plek waar hy 'n ruimte gekry het, en daardie plek wat hy verlaat, sal daar bly as sy ouer huis. Maar wanneer jy jou vrou aankleef, sal julle 'n nuwe huis word. Hierdie nuwe huis word die tuiste vir die voorreg van kinders om in groot te word. Waar kom die idee vandaan? Van God self. Adam, uit die stof uit is jy geformeer. Uit die stof uit is jy gemaak en ek gee vir jou 'n huis. 'n Plek in die middel van Eden. 'n tuin. 'n tuin in Eden. 'n plek waar jy oorvloed het en ek jou versorg. Daardie versorging is God se werk. Hy is Vader. Hy is Here. En jy is tuis, Adam. En dan lees ons in Genesis 2 vers 18, en die Here sê, dis nie goed dat die mens alleen is nie. Dis nie goed dat jy alleen is nie, Adam. En hy maak een wat by hom pas. En hulle word 'n eenheid. Wees vrugbaar, vermeerder en vul die aarde, is die verdere opdrag wat die Here dan vir hulle gee. En na die sondeval van Genesis 3, want Genesis 3 gaan oor ons eintlike probleem. Ongehoorsaamheid. Weens ongehoorsaamheid word die tuin van Eden die lushof van alles wat jy aan kan dink om te eet wat daar beskikbaar was. Word moeilik, want jy gaan in dorings en distels vaskyk in die sweet van jou aangesig gaan jou werk, in plaas van dat jy maklik kon werk, maklik kon eet en maklik kon leef. Swangerskap sal pyn bring, ongemak, maar die Here neem nie die vreugde weg van man en vrou nie. Die Here neem nie die vreugde weg van huis wees nie, hy maak dit net moeiliker. En dit is as gevolg van ons sonde. Dis ons krisis waarmee ons worstel. En gaan toets dit, geliefdes. Is die huis maklik om te beheer? Is almal altyd gehoorsaam aan God se reëls? Want watter reëls het ons om in die huis in te voer? As Adam se eerste huis God alleen was, Eva se enigste vader God alleen was, waar het hulle die huisreëls gekry? Waar het hulle die blyplek verhoudingsreëls gekry? Na hulle seun Kain vir Abel doodmaak, is dit die Here wat die reëls interpreteer, niemand anders. Dis die Here wat van Kain 'n swerweling maak en die huis van Adam reël, selfs buite die tuin. En is hier waar Efesiërs hoofstuk 6 inpas. Want waar kry ons 'n huwelik wat perfek werk, as ons nie weet hoe die eerste een was nie? Waar kry ons 'n verhouding wat sin maak, as ons nie weet waar dit begin het nie? En waar kry ons die reëls, as ons die God van die reëls nie ken nie? Hy is tog die Vader van dit alles. Hy skep die huwelik as die blyplek vir almal. En vandag, wanneer Mila gedoop word bevestig dat ons nie van die Here vergeet het nie, as die gewer van ons gesin.
Ons het nie van God vergeet nie. Baie kort gedeelte in die skrif is Efesiërs 6 vers 1 tot 4. En die fokus skuif vanaf man en vrou na kind. In opdrag van die Here, jong mens hoor, in opdrag van die Here, voor die Here man en vrou, daarna ons kinders. Nie oor die vertaler dit so neergeskryf het of die Bybelskrywer dit so neergeskryf het nie, maar die Here gee die instelling en hy gee die gevolg. Wanneer 'n vader en moeder weet, manne, julle moet na die beeld van Christus vertoon hoe Christus sy bruid liefhet, die kerk. Kan jy sien, vrou, hoekom jy jou man onderdanig moet wees, nie omdat jy laag en gemeen is nie, maar omdat jy Adam se gelyke is in terme van die beeld van God, maar 'n ander rol vervul. Hy bly die leier omdat God hom eerste gemaak het, 1 Timoteus 2. Hy bly die swaarste dra aan die straf, want hy het nie opgepas wie hy moes oppas in die tuin nie, Genesis 3. Hy bly die een wat die sweet van sy aangesig moet ervaar, omdat hy herinner moet word aan sy ongehoorsaamheid. En daarom is dit vir hom moeilik om die beeld van Christus te bly dra, want dit bly vir hom werk. En ongehoorsaamheid bly vir ons moeilik. Nee, bly vir ons maklik. Gehoorsaamheid bly juis moeilik. Wanneer die man en die vrou se tema bietjie verbyskuif en ons lees kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, dan gaan dit oor die verhouding wat Adam en Eva het, wat man en vrou het in die Here, en daardie verhouding begin jou verhouding. Ek herhaal. Kinders, wanneer ons met julle praat, as daar is 'n verhouding tussen jou en jou ouers, begin daardie verhouding nie by my nie, as kind nie, maar dit begin by die Here as die Vader van die eerste verhouding. En dan word jy deel van ons verhouding. In die Here kan ook vertaal word met in Christus. Ons word huisgesin van God. Ons praat van mekaar as broeders en susters in die Here. Waar kry ons die tema? Waar kry ons die term? Ons kry dit by hierdie saak. Omdat Christus vir ons gesterf het en die prys betaal het voor die Vader, ons versoen het met God, het ons aangenome kinders geword. Ons het dit nie gedoen nie. Die genade lê daarin, dat Christus, en dis wat ons kyk in die teken vandag, hy het die prys betaal, en ons is aangenome kinders van hom. Hy het klaar die verbond geskryf. Lees ook 1 Korintiërs 11 in terme van die nagmaal. En lees wat dit sê oor die bloed in die nuwe verbond. Wanneer Christus die teken word van versoening, sy bloed, word ons ingelyf. En dan vaders, moeders, u kinders word lidmate van 'n geloofsgemeenskap. Ons word ingelyf in 'n verhouding met Christus via hierdie geloofsgemeenskap. En jou eerste ontmoeting met Christus is jou ouers. Daarom stel dit die woorde duidelik wanneer hy sê in die tweede vers, eer jou vader en jou moeder, want dit is die eerste gebod met 'n belofte. Eer jou vader en jou moeder, want dit is die eerste gebod met 'n belofte. Wat is daardie belofte? Dit is sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. Sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. Hoor die woorde, dat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. Maar ek het nie gevra om gebore te word nie. Sou kinders vir jou kon sê. Ek het nie gevra dat julle my ouers moet wees nie. Dis reg, dit was nie jou keuse nie. Jy kan maar vra vir asem. As die Here dit nie vir jou wil gee nie, sal jy dit ook nie behou nie. Dis ook nie jou keuse nie. Dis wel jou lewe. Dis wel jou keuses wat jy maak.
Maar asem is in God se hand. Die feit dat jy in 'n wonderwerk van bevrugting 'n mens geword het, is genade. Nie verdienste nie. Die feit dat God sy asem ook in jou neus ingeblaas het, is sy werk, nie jou reg nie. Jy het nou reg op lewe, van die God wat lewe beheer volgens die 6de gebod. God wat lewe gegee het en lewe beskerm, het ouers gegee wat gesag moet bewaar, dat jou lewe bewaar word. En daarom neem ons nie die lewens van ongebore kinders nie, want is God se. Hulle behoort aan die Here. Sy taak om 'n lewe te beëindig, nie myne nie. Dis sy reg om 'n lewe te bewaar. Ek moet luister na hom en dit doen. Ouers, wanneer 'n klein en nuwe kindjie in hierdie wêreld kom, en moeders het so 'n bietjie van 'n advertensie, 'n hele advertensieveldtog van 9,5 maande, as ons voltermyn kan loop, van lewe binne jou. Van die voorreg om te sê, jy het 'n huis, by my is jy veilig. Ek sal jou bewaar. Ek sal jou beskerm. Ek sal seker maak dat ek reg eet, dat jy reg eet. Ek sal seker maak dat my dieet pas by jou welstand. Ek sal seker maak dat jy groei na my vermoë. Want ek is 'n oppasser in diens van die Here. Jy is vir my geleen, en in hierdie proses van groot word, is dit jou huis, jou eerste huis. My liggaam word beskerm, nie as myne nie, maar as 'n bewaring van die Here. Wie is nie daarvan bewus in daardie proses nie? Moeders, vertel vir die vaders wat dit is. Ons kan dit net tweedehands beleef. Maar is dit 'n werklikheid vir die paas wat sê, ag, gaan maar vir haar borsie? Verstaan ons wat het God bewerk? Ons kan nie die proses goedkoper maak nie. 'n Lewe is kosbaar. En as die eerste blyplek 'n voorskou is van die volgende blyplek, selfde huis, navorsing toon, wanneer ons luister na ouers se stemme, dan hoor die kinders een stem. Hulle hoor 'n mamma-pappa stem. As een van die ouers se stemme verdwyn, begin die kinders angstig raak. 'n Skeidingsangs, want mamma-pappa is nie daar nie. Wanneer die teenwoordigheid van versorging daar is daar 'n huis. En hier lê 'n krisis vir ons tyd. Eensaamheid groei al hoe meer. Al is Facebook in die hand, Twitter, Instagram. Ons het verslawing aan 'n skerm so erg dat ons era nog gaan huil hieroor. Maar ons het nie verhouding nie. Ons het 'n vriend. Ons het 'n hele geselskap van vriende. Maar ons het nie 'n koneksie nie. Ons het selfs nie 'n huis nie. Al kom ons uit die beste een. My foon is my huis. Vat my foon en kyk wat met jou gebeur. Vat my foon net. Kyk die aggressie waarmee daardie sinne gesê word. Jy vat nie my foon nie. Want my foon is myne. Dis my huis. Dis waar ek bly. Al my mense bly binne in my foon. Wie anders is belangrik?
Die depressie toestand wat ons wêreld begin tref as gevolg van eensaamheid is astronomies en die groei daarvan is geweldig. Maar wat kort ons? Wat het ons nodig? Gehoorsaamheid? Verseker. Aan wie? Aan die oorspronklike opdrag. Manne, laat die beeld van Christus uit jou uitstraal, dat die huis waarin jy is, een fokuspunt het, die Here Jesus. Dis 'n verhoudingspunt. Vroue, julle is nooit alleen nie, want ek sorg dat jou man vir jou lief is en jou geborge hou. Kinders, julle is nooit alleen nie, want jy het 'n huis, jy het liefde, jy het ontferming, jy het alles wat jy nodig het. Twitter kan dit nie gee nie. Facebook het nie genoeg skakels nie. Jy kan klik soos jy wil, die prentjies is te min. Jy mors jou ure op iets wat nie bestaan nie. Want die ewigheid is lank. Die ewigheid is baie lank. Ons word nie verbind aan goed nie, ons word verbind aan ons ouers, ons word verbind aan mense, 'n gemeenskap van gelowiges, maar in besonder word ons verbind aan die Here, waar ons 'n blyplek het. Waar is jou huis? Ek gaan om vir julle plek te berei. As dit nie so was nie, het ek nie vir julle gesê nie. En by my, die plek waar ek vir julle wil blyplek maak, is daar baie blyplek. En wat is die blyplek? Se karakter. Die Openbaring gee vir ons weer 'n voorskou. 'n Karakter van God is daar. Ons is nooit alleen nie. Party sal sê, ek kan nie eers sing nie, ek hoor ons gaan baie sing. Nee. Ons gaan baie min ander dinge doen as net een ding, om God te verheerlik. Vergelyk ons aardse woning en ons aardse stel verhoudings, kinders, met ons hemelse stel. Wees jou ouers gehoorsaam, nie omdat hulle net jou ouers is nie, omdat hulle deur die Here vir jou gegee is. Ouers, vers 4, 'n skerp vermaaning. En vaders, hoor weer, is nie moeders nie. Want vaders is die hoof van die huis. Die karakter daarvan kom sterk deur met wat jy doen, Vaders word ook as die priesters van die huis beskou, want die priester se taak was dit. Jy as priester moet jou kind, net soos die priesters, die volk aan die Here verbind. So jy moet, waar die priesters die volk aan die Here verbind het, hulle was die vir die naaste gestaan het, hulle kon by die heiligdom uitkom, hulle kon staan in die heiligste, hulle kon die naaste aan God kom. Eenmal in die jaar kon die hoofpriester teen aan God kom in die simboliek van die tabernakeltent. Eenmal in die jaar. Levitikus 16. En wanneer ouers die rol kry om ons kinders naby aan die Here te bring, kry die vaders die opdrag. En hier is die vermaaning. Vaders, jy durf nie afwesig raak as jou kind naby die Here moet wees nie. Vaders, as ons afwesig raak, as ons kinders die Here moet ken, en in jou sien, dat ek jou naby, dat ek my kind naby aan die Here wil bring, dat ek naby aan die Here is, kan my kinders dit by my sien? Hoekom word die woorde gebruik? Vaders, moenie julle kinders vertoren nie. Toren is 'n woord wat, groot woord beteken kwaad maak nie. Ander vertalings praat van, moet hulle nie terg nie. Wat doen jy as jy iemand terg? Jy maak hulle moedeloos. In die konteks van die 4de vers is vir die leierskap in die huis, en hier is die moederskap by. Moeders is versorgers, vaders is leiers, en herders, en beskermers. Net soos dit in die tuin van Eden was, het dit gebly. Wanneer jou kind nie weet waarheen om te gaan nie, en jy ken ook nie die pad na die Here nie, sal die kind 'n ander pad vind. Inteendeel, ons geslag het reeds 'n ander pad gevind. Hulle sit nou vir 'n paar dae
na skool in 'n kerk en dan soek hulle kerk en oor 10 of soveel jaar kom soek hulle weer kerk. Waar gaan ons heen? Soek ons 'n kerk waar ons gaan? Nee, ons soek ander goed waar ons gaan. En as ons terugkom, ergens van ons afdwaalpad, hoe vind ons weer die Here? Waar het ons begin? Moedeloosheid? Was dit ons probleem? Was moedeloosheid ons eintlike krisis? En toe het ons gaan draai? Afwesigheid is 'n krisis vir vandag. En ons kan maar sê, my vrou, ek is baie lief vir jou, daarom werk ek so lank. Ek wil graag vir jou die beste gee om van te leef. Dankie my man, ek waardeer jou harde werk. Dit sou gaaf gewees het as ek jou kon gehad het as deel van die liefde. Vaders wat afwesig raak weens werk, doen hulle vroue nie 'n guns nie en hulle kinders nog minder. Ons tyd en ons era vereis van moeder en vader om weg te wees van die huis. Dit skep dilemma. Maar is daar hoop? Wat het ongehoorsaamheid aan die wet veroorsaak? Die Here het vir die volk van Israel 'n huis gegee en 'n gehoorsaamheid daaraan gekoppel in die tuin van Eden. Hulle swerwers gemaak daarna en 'n karavaan bestaan gegee, sodat ons kan kampplek tot kampplek sal gaan vir die res van ons lewe en eendag, soos Paulus dit skrywe, dat ons die tentwoning waarin ons bly sal afbreek en dan na die Here toe gaan. Ons bly swerwers, ons huis beweeg. Maar wat bly nie beweeg nie? God se raamwerk van lewe en die huishouding se reëls. Ouers, wees gesond in die Here met die woorde van vers 4. Voed hulle op. Hoor mooi, voed hulle op. Kos is voeding. Opvoeding is 'n kos gee van lewensstandaard. 'n Opvoeding is 'n kos gee, 'n sterk maak, 'n gereed maak vir die tentwoning bestaan. Ons gaan nie vir altyd leef nie, maar ons tent sal staan tot die dag wat die Here ons kom haal. Dis 'n belofte. En dis die belofte wat die Here gee. Eer jou vader en jou moeder, sodat dit met jou goed mag gaan. En die goedheid lê in God se hand. En jy sal lank lewe op hierdie aarde. Hoe lank is lank? Tot dit klaar is. En die tentwoning opgevou moet word. Moenie bekommer nie, jy sal dit nie self doen nie. Die Here sal hom vir jou mooi opvou. Maar ons toestand is 'n gebroke toestand. Ons gehoorsaamheid is gebrekkig. Ons ongehoorsaamheid is die normaal. Maar Christus is die vashouer. Hy kry my by my gebroke tentwoning en hy gee my hoop. En daarom, geliefdes, is daar net een fokuspunt. Ten spyte van my krisis, van ore wat ek 2 van het en nie baie goed gebruik nie, is my toestand gebroke. Kinders, julle kan al verstaan. Wanneer ouers partykeer ook met ongehoorsaamheid sukkel en nie na hulle vader luister nie, sit ons met die krisis dat julle baie keer ook nie na julle vader en moeder wil luister nie. Waar gaan ons nou? Koppel aan die goeie Vader. Luister na hom. Fokus op hom. Nie omdat hy so goed is nie, maar dis ons strewe uit dankbaarheid. Want dis hy wat ons by die punt gebring het van verlossing en ons eer hom daarvoor. Mag die Here Jesus ons hierdie pad laat bewandel, nie uit goedheid nie, nie uit guns nie, maar omdat die Here vir ons die raamwerk gegee het en gesê het, ek het klaar vir jou betaal. Reageer
met 'n dankie. En my dankie is, Here, waar kan ek gaan? Hoe kan ek meer luister? Maar ek gaan nie meer luister nie. Hoe kan ek maak, Here, om vir dankie te sê? Doen wat jy doen elke dag, maar fokus op Christus as jou rede, nie op dat ek daarom lang kan leef in die land nie. Want dan word ek siek en ek sê wat? Was omdat ek siek is, dat ek eintlik ongehoorsaam was. Dis miskien my ongehoorsaamheid dat ek nou gestraf kry. Nee. Deur beproewing, deur die dorings en distels sal ons die lewe lei. Mag ons deur Christus, wat die ware gehoorsame was, werklik waar sekerheid kry op hierdie huis wat ons het. Bly in Christus se huis. Woon in sy huishouding. Luister na hom en hy sal jou vashou. Dit is al waar ons kan bly. Amen. Ons bid saam. Ons hemelse Vader, dankie Here vir u goedheid. Dankie Here dat ons kan weet. Niemand is sonder u werklik versorg nie. Maar in u het ons die ware versorging. En ons dankie dat u ons steeds bewaar en beskerm. En ons bid dat u ons sal lei na paaie waar geseënd is. Aan u alleen die eer en die dank in Christus naam. Amen.